Nou, goeiemôre vriende, ek vertrou dat u elkeen 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het, dat u dan ook kans sien vir hierdie dag en dat ons met vrymoedigheid kan sê omdat hy leef, sien ek ook kans vir hierdie dag. Omdat hy in beheer is, kan ek hierdie dag tegemoet gaan met vrymoedigheid, met blymoedigheid om te weet ook dat wat ook al hierdie dag vir my voorlê, vir my ten goeie sal meewerk omdat ek die Here liefhet en bo alles omdat hy my liefhet. Nou, ons is besig met hierdie baie kosbare reeks, soos ons vind in die profesie van Jesaja daar in Jesaja 9 vers 5. En daar staan, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. Nou vriende, ons het al reeds gekyk na die gedagte van dat Jesus wonderbaar is in sy persoon, hy's wonderbaar in sy aard, sy lewe, in sy sterwe, opstanding en hemelvaart en hoe dit ons lewens behoort te verander. Ons het gekyk na die gedagte, hy word genoem Raadsman, in Engels die gedagte van Counselor. Ons het die vraag gevra, waarom Jesus Christus die enigste bevoegde raadgewer is. Vir u gesê, omdat hy God is. Vir u gesê, want hy was ook volkome mens, net soos ons. Ek het vir u gesê, dat hy ook die een is wat ons liefhet, 'n liefde wat ons nooit sal kan verstaan nie. Hy weet hoe om ons te bemoedig. Daarom is hy die bekwame raadsman. Ek het vir u gesê, hy is geduldig met ons. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom nader. En hy is die bekwame raadsman, omdat hy vir ons elkeen in besonder bid. Nou, ons het ook gekyk na die gedagte, waarom het ons Jesus as raadsman nodig? Ek het vir u gesê, ons het hom nodig as raadsman, omdat ons harte sondig en bedrieglik is. Ons het baie duidelik uit Jeremia 17:9 dit gesien, dat ons harte bedrieglik is bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek het vir u gesê, dat Christus as raadsman brood nodig is in my en jou lewe, want u en ek is beperk in ons gedagtes en in ons verstand. Ek het vir u gesê, daar's net een wat alwys is dis die Here. Daarom het ons hom as raadsman nodig. 'n volgende gedagte wat ek aan u wil deurgee, vriende, waarom het ons Jesus as raadsman nodig? En dit is omdat sonde en druk van binne en buite laat ons dikwels onstabiel. Nou, in die 20 plus jaar dat ek in die bediening is, kom ek agter dat kinders van die Here dikwels onstabiel raak. Wat bedoel ek by onstabiel? Raak hulle die pad buister, verloon hulle die Here? Glad nie, geensins. Dit gaan maar oor dat hulle vreesagtig raak, of hulle raak verward, of hulle raak benoud, of hulle is vreesagtig omdat hulle 'n verkeerde besluit gemaak het, of sonde gedoen het, of miskien in oppositie staan teenoor iemand, en hulle weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. Partykeer maak ons gedagtes ons mal, want ons dink oor verskillende dinge, en jou vyand is daar om dinge van die verlede na vore te bring, en daar is soveel dinge wat ons soms pla in ons gewete, kla ons soms aan oor sonde in ons lewe wat ons nie wil bely nie, en so stoei ons in ons lewe en kom ons op 'n punt dat ons eintlik in radeloosheid uitroep. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En vriende, hierdie antwoord is eenvoudig. Daar is een, dis die raadsman, na wie toe ons gaan. En ons gaan daagliks na hom, ons gaan gereeld na ons gaan gedurig na hom en ons sê vir hom, Here, u weet hoe dikwels ons onstabiel van binne en buite raak. Ons vra dat u vir ons met wysheid sal bekragtig. Ag, ek lees gou vir u wat staan in 2 Korintiërs 11 vers 1 en dan ook vers 2 en vers 3. Die apostel Paulus is besig om in die gemeente in Korinte te praat. Nou, as u die Bybel lees, sal u sien die gemeente in Korinte, daar was kosbare geredde mense, maar daar het ook ongeredde mense ingesypel in die gemeente, en daar was naderhand 'n verdraagsaamheid tussen die gereddes en die ongereddes, wat die Here nie goedgekeur het nie. En nou kom die apostel Paulus en hy skryf vir hulle hierdie 2 briewe, en hy kom in die tweede brief, die 11de hoofstuk, die eerste vers, en hy sê, ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my tog maar. Paulus is eintlik besig om so 'n bietjie sarkasties te wees, want hierdie gemeente in Korinthe het gedink, hulle die wysheid in pag, hulle weet alles, en Paulus is onnosel, hy verstaan niks nie, en hy verstaan nie dat daar 'n goeie affiliasie kan wees tussen die wêreld en die kerk nie. Paulus kom en hy sê, ag, verdra my tog in my dwaasheid, julle is tog so slim, maar kom ek gee vir julle 'n bietjie raad, en ek is immers 'n apostel van die Here, en hy sê hierdie woorde. Hy sê, want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Wat probeer Paulus vir hulle sê? Hy sê, luister, ek is jaloers oor julle geestelike toestand.
Ek sien die kans dat julle vermeng raak met sonde nie, en ek het julle verbind aan Christus. Hy is die redder en hy is die jaloerse God en hy reserveer dan ook. Hy is 'n God wat sy verhouding met sy kinders rein wil hê. Hy wil nie hê daar moet afgode en sondigheid en sondige praktyke in hulle lewens geakkommodeer word saam met Christus nie. En daarom sê Paulus, ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reinmag aan Christus voor te stel. Nou vers 3. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Wat probeer Paulus vir hulle sê? Luister, die druk wat van buitekant af kom van die wêreld en van ons eie sondige vlees van binne en al die dinge wat gebeur met ons, maak ons soms senuweeagtig, dit maak ons soms onstabiel, dit maak ons soms half verward hier in ons gedagtes en dan het ons nodig om na die raadsman te gaan. Ons het nie nodig dan om te vlug na elke ander hulpbron of na elke bietjie raad wat ons kan kry en na ons eie wysheid en insig nie, maar juis om stil te word en te sê, Here, hierdie onstabiliteit wil ek regtig by die kruis en by die voete van die Here Jesus kom neerlê, sodat daar weer rustigheid en stabiliteit in my lewe kan kom. Dat ek nie bedrieg sal word soos Eva en die verkeerde besluite sal maak en later met baie smarte deurboor sal word nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Galasiërs 5 vers 17, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ek wil jou vra vanmôre, moenie probeer voorgee voor die Here nie. Moenie 'n voorgee lewe voor mense en voor die Here nie. Ek wil jou vra dat jy sal kom en sê, Here, U sien die stryd hier in my binneste. U sien die stryd van buite, U sien die stryd van binne. U weet hoe die gees en die vlees teenoor mekaar stry. Ek wil U vra, Here, dat ek waarlik sal staan in die vryheid waarmee Christus my vrygemaak het, sodat ek nie weer onder die juk van diensbaarheid sal kom nie. Ek pleit by U, ek vra U, dat U ook hierdie onstabiliteit sal verander na stabiliteit, sodat ek in U vrede en rus kan vind. Ag vriende, waarom het ons Christus as raadsman nodig? Omdat ons harte sondig en bedrieglik is? Omdat ons gedagtes en verstand beperk is? En omdat ons dikwels deur druk van binne en buite onstabiliteit beleef? Nou wil ek die vraag probeer beantwoord. Kanale of wyses waarop die Here deur sy gees ons moet raad bedien. As ons dan na hom toe moet vlug as die raadsman, hoe bedien hy ons met raad? Hoor ons 'n stemmetjie daar uit die hemel wat vir ons sê, hoorie Gerard, ek wil hê jy moet nou links beweeg, en ek het in die jare in my bediening predikante gehoor wat die mees bizarre uitlatings gemaak het. God het vir my gesê, as jy dit nie doen nie, maak ek jou dood, en God het dit gesê, en God het my gestuur, en ek het die duiwel gebind, en ek het die duiwel bestraf, en allerhande snaaks en verskoon die uitdrukking, weird goed, wat mense kwyt geraak het. As jy die raadsman ken, en die raadsman ken jou, dan bedien hy jou op 'n bepaalde manier, en ons gaan gou kyk na 'n paar kanale of wyses, waardeur die Here ons deur sy gees met raad bedien. En die eerste en die belangrikste waarby ons vanmôre gaan stil staan is deur sy onfeilbare, ewige, geïnspireerde woord. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die Bybel nie lees nie, gaan jy 'n verwarde, onstabiele lewe leef. Jy gaan nie weet wat om te doen nie, jy gaan nie weet herwaarts of derwaarts nie, jy gaan met verwarring, met smart, met moeite, met verdriet, elke dag van jou lewe gaan jy sit. Waarom? Want iemand wat die woord van die Here nie lees nie, kan nie die verstand en gedagte van God verstaan nie, en kan ook nie deur God se gedagte en verstand, wat vir ons in die blaaie van die Bybel opgeteken is, stabiliteit in sy lewe kry nie. Daarom wil ek jou oproep in die eerste plek, dat jy die woord sal lees. Jy sien, dis die eerste en belangrikste kanaal, waardeur Jesus die raadsman, deur sy gees raad aan ons bedien, is deur die onfeilbare, ewige, geïnspireerde woord. Dis nie net swart letters op wit papier nie. Dis uitgeasem deur God. Die enigste boek wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. En hoor wat sê Psalm 119 vers 24 en 'n paar ander verse. Daar staan, ja, u getuienisse, meervoud, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. Ek kom agter dat mense wat lief is vir die woord, is mense wat redelik standvastigheid, stabiliteit en koers in die lewe het. Die meeste berading wat ek doen,
is maar die gedagte wanneer ek met mense begin praat en ek kom uit by die gedagte, lees jy die woord en verstaan jy wat jy lees en doen jy wat jy lees? En dan kom jy al agter, nee. Daar is 'n gebrek aan kennis van God se woord. Die psalmdigter sê dat u getuienis is my verlustiging, hulle is my raadsmanne. Dis soos mense wat vir jou sê, jy vra vir hulle, waartoe moet ek gaan? En hy sê, nee, gaan op hierdie pad. En jy volg hierdie mense se raad en jy kom by jou eindbestemming uit. En ons almal weet wat dit beteken om te verdwaal. Ons vat miskien 'n verkeerde afdraai en ons stop hier by 'n volstasie en ons vra vir 'n ou, luister man, ons op soek na hierdie en hierdie gastehuis. Waar kan ons hom kry? En die ou sê, nee, wat, is net hier af in die straat en daar af in die straat, veral as jy by klein plattelandse dorpies kom, want daar weet almal van almal se besigheid, en hierdie ouens stuur jou in die regte rigting. En ek wil vir u sê, meer as dit is God se woord, wat vir ons as raadsmanne en rigtingwysers optree, om ons te stuur in die regte rigting. Vers 98 van Psalm 119 sê, u gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Vers 99, ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Ek wil vir u sê, daar's baie ou mense wat glad nie verstand het, in die sin van geestelike verstand, en insig om raad te gee aan ander nie, want hulle het God se woord nie in hulle harte geberg nie. Ek dank die Here vir hulle wat werklik hulle verdiep het in die woord van jongs af, en na wie ek kan gaan as predikant en met hulle praat en bemoedig word deur hulle kennis en hulle vertroue wat hulle in God se woord het. Vers 102 van Psalm 119 sê, ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. Waarom kan ek sonde vermy? Waarom kan ek die verkeerde vermy? Die Bybel sê, want die bevele van die Here gee my verstand. Die bevele van die Here is 'n roepstem hier in my hart wat vir my sê, my kind, pas op vir hierdie dinge en moenie op hierdie weg gaan nie, en moenie hierdie besluit neem nie, want dit gaan jou definitief duur te staan kom, en dis hoe kosbaar God deur sy woord vir my raad gee. Jesus is die raadsman. Hy gee raad deur sy onfeilbare, ewige geïnspireerde woord. Ek vra vir jou, lees jy die woord? Dien dit as jou raadsmanne, as jou rigtingwyser, as hierdie kompas in jou lewe. As dit nie so is nie, pleit ek by jou. Maak oop die Bybel, en soos daar die kinderlied sê, kosbare, wonderbare boek, sal sy blaaie deursoek, ek sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbare boek. Mag die Here ons genade gee daartoe, en mag ons hom verheerlik in ons uitvoer van hierdie opdragte, en mag ons raad verkry uit die woord, om met wysheid te lewe tot eer van sy naam. Mooi dag vir u verder, tada.